Vertel my bietjie, ek was so 2 weke terug by julle by die kerk by Lede in Christus in Brakpan gewees en God het jou kragtig aangeraak. Wat is dit wat jy mee gesukkel het? Wat jy al by die dokter was en het jy beserings gehad wat jou lewe beïnvloed het? Vertel ons 'n bietjie. Yes, ja, die Here was baie goed vir my gewees. Die Here het my absoluut fantasties aangeraak. Jy weet, ek is 'n gelowige man. Nou ek het al baie gebid vir myself en sê Here asseblief help my, ek het baie pyn. Nou in my lyf het ek was by die dokter gewees en hy het ekstrale gevat van my rug en toe sê vir my Johan, daar's geen kussentjies van jou onderste wervel tot by jou boonste wervel is daar geen kussentjies nie. Ja. Hy moes my eintlik op medikasie gesit het, maar ek glo nie eintlik regtig aan pille nie. Ek drink nie pille nie. As ek die dag werklik so is dat ek nie meer kan loop nie, dan gee die vrou my miskien 'n pynpil dat dit net kan lewe, jy weet. Ja. En ek het toe vir die Here gevra, die Here moet my asseblief aanraak. En ek het vir myself gebid en ander mense het ook vir my gebid. En nadat het ek begin twyfel aan my geloof en ek het vir die Here gesê, Here, maar hoekom sal jy my nie gesond maak as ek dan so, ek glo dan jy gaan my gesond maak. Ja. Eendag was ons in die biduur gewees en een van die lede daar gesien of ek nie daai program gesien het wat sê The Chosen nie. Want een van die disippels het vir die Here gevra, Here, hoekom maak jy my dan nie gesond nie as jy al hierdie ander mense gesond maak? Ja. Ek kan nie onthou wie die disipel was nie, maar hy het vir hom gesê, weet jy wat? Deur al hierdie dinge, as jy nog steeds by my bly nadat ek nie vir jou gesond gemaak het nie, dan beteken dit jy's gelowige man, jy bly by my want jy weet jy gaan gesond word. En ek het dit so aanvaar vir 'n hele ruk, maar dit was nie vir my goed genoeg gewees nie. Ek wil graag gesond word, want jy weet as ek gaan lê in die aand, as ek gaan lê in die aand en ek draai om, dan skreek die vrou wakker sonder dat ek dit bedoel het, want die pyn was ondraaglik geweest. Ja. Toe ek ekstrale gaan vat vir die dokter, as ek in die ekstrale kamer gelê het en hulle het my omgedraai om op die ander kant ekstrale te vat, dan het ek gegil dat sy my voor tot by die sitkamer waar hulle gewag het, die wagkamer my gehoor het, want dit was ondraaglik baie seer geweest. Ja. En ek was in die kerk geweest op spesiale dienste geweest en hulle het vir my gebid en ek was nie aangeraak geweest nie en ek het op my bank gaan sit en gaan huil en ek sê Here, maar as jy vir hierdie mense gaan help, hierdie een vrou in ons kerk het op die sypaadjie gaan sit want haar nerve het vasgeknyp en sy kon nie beweeg nie en sy het Here daar gebid en die Here het haar onmiddellik gesond gemaak. Ek sê Here, maar as jy dit vir daai mense kan doen, hoekom maak jy my nie gesond nie? Die volgende aand toe 'n ander spesiale predikant gekom het, na hy gebid het vir almal, kom hy na my toe en hy sê my oor vir my, hy sê, ou baas, my's ouer as ek. Hy sê die Here het jou trane gisterand gehoor en hy het gesê hy gaan jou gesond maak. En weet jy wat, ek het die aand in die kerk uitgestap sonder 'n kierie, maar my rug was nog nie gesond nie. Daai ondraaglike pyn was beter, maar ek het nog steeds dag en nag pyn gehad. Ja. Ek het kroniese gout en ek het kroniese arthritis. En die dokter sê as niks wat ons daaraan kan doen nie. Dis nie iets wat jy eet of iets nie, is kronies, verstaan? Nou wil die dokter jou geopereer het met die wat jy nie kussentjies en goed het nie. Wat was sy aanbeveling? Wel, hy het gesê al wat ons vir jou kan doen is ons kan jou rug fuse, nê? Dan moet ons jou rug met ander woorde aan mekaar vasmaak. Ek sal nie kan buig nie. Of wat ons kan doen is ons kan die senuwee afknip wat na jou brein toe gaan wat sê jy jou knie en jou been en jou rug en daai goeters is seer. Maar daar's net 'n 50% kans dat dit gaan werk. En ook gaan dit baie geld kos en op daai stadium het ek nie medies gehad nie. So ek het maar met die pyn gelewe dag en nag. En so 2 Sondae terug toe sê pastoor, hy sê luister, hier is 'n man, sy naam is Kobus, hy gaan vir ons kom preek. Hy was 'n cage fighter gewees. Maar die Here het sy pad langs gekom en hy het sy lewe verander en hy bid vir mense word gesond. Kom luister. Miskien kan die Here vir jou iets doen. Ek glo die Here gaan vir jou iets doen, maar kom luister. Weet jy Kobus, ek het my werk van die huis af. Ek het 'n werkswinkel hierso. En ek het elke dag sit ek voor my tafel vir my lesenaar en sê ek Here, dan bid ek vir gesondheid. Ek sê maar Here, as jy my nie vandag gesond maak nie, Sondag as daai man kom Here, dan glo ek gaan jy my aanraak, dan gaan jy my gesond maak. Ja. En so het ek elke dag gebid en die week het verbygegaan en Sondag het gekom en ek is kerk toe met verwagting. Ja, dis belangrik. En jy het 'n baie mooi boodskap gegee, maar ek kon nie wag dat jy klaar praat nie want ek wil jy moet vir my bid.
En en toe die boodskap klaar is, toe sê jy nee, weet jy wat, moenie uitkom nie, ek gaan sommer die banke bid. En toe begin jy daai kant en ek is teleurgestel want ek sit aan daai kant van die kerk. En ek weet dit gaan lank vat. Maar Ja, hulle het toe die diens gestop en gesê luister, okay, almal wat agter wil bly vir gebed, bly dan nou maar agter. En ek is toe dankbaar want 'n klomp mense is huis toe en maar baie het agter gebly. En terwyl ek wag vir my beurt, sien ek hoe val die mense onder die gees hoe jy vir hulle bid. En dit is vir my amazing en dit doen my hart goed want die dinge wat gebeur het en soos die duiwels wat jy uitdryf is dis ek kom al baie jare in die kerk en ja, hierdie dinge wat gebeur het jare terug het ek gesien was dit gereeld in die kerk maar dit is nie meer soos in die kerk soos ja, wat dis waar. dit nou bestaan. En ek was baie bly daaroor gewees. En toe dit uiteindelik my beurt is, ek kan onthou ek het jou so voor die hemp gevat en vir jou die hele storie vertel en gesê luister, ek het vir die Here gesê as jy vir my bid, dan gaan ek gesond word en ek glo ek gaan gesond word. En jy sê is reg en jy het so 3 of 6 van my af weggestaan en ek kan onthou jou hand het seker so gebewe. Ek weet nie wat die gees is seker die gees en jy het vir my begin bid en ek het saam gestem en jy sê luister, moenie saam bid nie, jy blok my gebed. Aanvaar net wat ek vir jou sê. Wat baie keer gebeur as daar iets is wat moet uitgaan en 'n ou bid, dan kan dit nie uitgaan nie. So ek praat nou dit van Ek wat van die verstaan, ja. vyand afkom, jy weet. So dis hoekom ou moet net receive, ou moet net ontvang, want die woord sê Nee. dat ons denke is in vyandskap met God. So baie keer wanneer jy dink ook en jy oordink 'n ding, dan maak jy nie oop vir die Heilige Gees nie, want jy probeer dit met jou kop Ja. uitwerk. Dis waar, ja. Dis Ja. heeltemal waar, ja. Jy so sê, maar in elk geval, ek het toe my hande uitgestrek en jy het daar gestaan, jy het vir my gebid. My oë was toe gewees en op 'n stadium toe voel ek het my knie gevat en vir my knie gebid, maar ek het nog nie my oë oopgemaak nie. En toe hoor ek jou weer van daai kant af bid en ek hoor jy sê dat my een been is korter as die ander en hy moet reguit groei. Ja. Dit was vir my nuus want ek het dit nie gehoor nie, jy weet. En terwyl begin op my tone te staan en my hele liggaam begin te bewe. Is wanneer die gees oor jou kom. Jy weet hoe voel dit as die gees oor jou kom? Dis 'n magic feeling wat jy kry. En ek wou nie gehad het moet ophou nie, maar my bene was besig om jelly te raak en ek kan nie val nie. Ek kan onthou toe ek toe ek gebid het, toe staan Louis agter jou en Louis wys met sy vinger en hy sê kyk hoe trek sy rug reguit. En toe sien ek die beweging in jou rug. Hoe jy dit self gesien, Louis het vir my gesê, hy sê vir die mense gewys, kyk hier, hoe trek my rug reguit, want ek het gevoel hoe gaan daar krag deur my hele liggaam. En onmiddellik het ek gevoel, daai geweldige pyn wat ek gehad het, is nie meer daar nie. En weet jy wat, binne minute, het daai pyn heeltemal weggegaan. Tot en met vandag het ek nie seer nie. Ek moet sê, my spiere is seer, maar die rede daarvoor is omdat ek soveel keer moes gesit het, ek het baie min beweeg. Ja. Want in my werkswinkel waar ek werk, as ek moet opstaan en iets optel daar, moet ek dit 3 keer oordink want ek weet hier vanaf tot daar is seer. Dis pyn en terug. Ja. Nou staan ek nog op. Maar omdat ek so baie sit, het my spiere slap geword en nou moet ek weer begin loop. Hulle moet nou sterker word. Ja, maar daai pyn is heeltemal weg en ek is so dankbaar vir die Here daarvoor hoor dat ek is so 'n ander mens man, ek voel 'n ander mens. Ek voel fantasties hoor, regtig waar en ek moet vir jou sê dankie dat jy gehoorsaam was om te kom en vir my te kon gebid het en so aan. Ek wil vir die Here sê dankie dat hy my genees het en so aan en jou gebruik het as 'n instrument om dit te doen. Dit is werklik in my Nee, dis net 'n plesier. Alle eer net aan Jesus en vir hoe hy jou aangeraak het, jy weet. Daarvoor hoor. Maar ek het seker 8 of 9 jaar geloop met hierdie probleem van die seer wat ek gehad het. Dag en nag. Daar's nie 'n dag wat omgaan wat jy sê hoorie so vandag het ek nie seer nie. Dis dag en nag en elke keer is dit meer intens op een of ander plek en so aan, maar ek moet sê vandat die Here my aangeraak het, ek is 'n nuwe mens, my gemoed is sommer lig. Ja. Ek wil vir almal net vertel wat vir die Here vir my was hoor. Dis fantasties hoor. Ja, dit is belangrik. Ja. Jy weet die woord sê in Openbaring 12 vers 11 dat deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienisse is Satan oorwin. So dis belangrik. Ons moet daai getuienisse daar buite kry dat die mense kan sien dat die signs and the wonders van Markus 16 vers 17 gebeur nog. Niks het verander nie. Jesus Christus is nog steeds in beheer, hy is nog steeds die koning. Ja, absoluut hoor. Nee, dis absoluut fantasties. Maar daar's 'n klomp mense wat genees is. Ja. Dit is amazing wat gebeur het.
Ja, ek weet ek en Dion het Sondag in die kerk ook getuig. Dis die ouetjie wat golf speel, Ja, wat sy been ook langer gegroei het. Hy's ook net so baie opgewonde daaroor. Nou kyk, hy kan nog ronddans en so aan, maar ek het nog so 60 kg om af te skud om te kan dans soos hy dans, jy weet. Maar dis alles nou in die proses besig om te gebeur. Ja, dis fantasties. Ander mense het ook gesond geword. Dis net jammer hulle het nie almal getuig nie. Ek sou graag wou gehoor het dat hulle dit gesê het. Maar ja, die gees van die Here was absoluut in die kerk gewees. En ek is baie dankbaar daarvoor. Ons het vanaand weer jy se bid hier. Ek kan nie wag om daar uit te kom nie. Amazing, Weet ja. David gesê dit doen my hart goed om te hoor hulle sê ons gaan op na die huis van die Here toe. So dis lekker om op te gaan en want jy weet as ons Woensdae ook daar bid, jy hoor van al die getuienis en daai getuienis dit bou jou weer Dit stig jou, alles jy ja. self gebid het. Vir al ja, dit stig jou absoluut. Vir alles jy self ook gebid het en die getuienis kom terug, die Here het my aangeraak hier of daar of werk gegee of dit doen mense goed, dit stig jou regtig. Ja, dis absoluut amazing. Ons dien 'n waaragtige God en God is in beheer. En God is besig met 'n move, besig met revival. Hy is besig om sy bruid voor te berei want sy koms is naby. Ja. Jy weet ek is bietjie voorbarig om toe ek vir die mense sê ek glo nie die Here gaan kom nie. Ek glo hy's klaar op pad. Ja, jy's op pad. Jy's reg. Jesus is op pad. Hy's klaar op pad. Hy gaan nie nog klaar op pad, ja. Maar prys die Here en baie dankie vir jou getuienis. Ja, ek sien julle binnekort. Hulle het al met my gepraat, so een van die dae en ons ek weer daar by julle. Dit sal lekker wees, ja. Ons kan nie wag om jou te sien nie. Pragtig man en dankie dat jy my geskakel het. Dit is lekker om jou te gesels het weer. Okay my maat, ons praat weer. Groete. Ja, dankie hoor vir jou ook hoor. Alles van die beste. Die Here seën jou en jou gesin. Dieselfde daarso. Bye bye. Bye. Dankie. Bye.